Hy geliefdes, net 'n kort woord met julle gou deel. So die skrif wat ons gaan lees kom uit Spreuke 3 vers 3 uit en dit lees soos volg: Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mens. Nou, waar kan die woord gekom het? Die oggend was ons besig by ons kerk se bidkamer gewees om voor te berei vir die diens. En ek het die vloer so dopgehou en dit is asof ek sien, jy sien die massiewe pen wat so beweeg oor die vloer. En oral waar die pen gaan, word die teels verwyder en jy sien asof dit onder die teels rooi is. En ek hou so dop en dis net, eers maak dit nie 'n mooi, ek verstaan nie wat die patroon is nie, en toe is dit amper asof ek verder begin wegstaan en die groter prentjie begin sien, en ek sien dit is soos asof die teels gegraveer is, en die naam Jesus staan daar. En die Here begin so vir my die openbaring te deel, en hy sê, wat onder die teel is wat ek sien, is die hart, maar die buitekant moet eers weggeskraap word, om die hart te laat uitkom. En ek dink toe, ja, die Here is eintlik besig om sy naam, of Jesus se naam, op ons harte te graveer, net soos wat die skrif daar sê. En dit is die teken dat jy aan hom behoort. As ons net dink aan, kom ons vat die voorbeeld van 'n laser cutting masjien. Nou, hulle brandmos, wat ook al geskryf word. So dis nie altyd net dat dit gesny word nie, die kante ja. Maar as dit nou skrif aan die binnekant is, dit word ingebrand. En selfs as jy dink juwele ook, dit word ingegraveer. So dit is nie dat dit uitgevee kan word nie. Dit is amper soos asof dit permanent daarin is. En dit is wat gebeur as jy aan Jesus behoort. Hy graveer sy naam op jou hart om te sê, jou hart behoort aan hom. En ek wil jou bemoedig vandag, wanneer jy 'n wedergebore kind van die Here is, jy behoort aan hom. Hy het sy naam op jou hart gegraveer, want jy is syne. En wees bemoedig daarmee. Jy is nie alleen nie. Hy sal altyd kom, wat ook al fout is met jou hart, hy sal die herstel bring. Jy moet hom net innooi, dat hy jou hart graveer met sy naam. Maar geliefdes, mag julle 'n wonderlike dag hê en wees geseënd in alles wat julle doen. Tot ons weer gesels.